dat ons kan lees daarvan, dat ons iets daarvan kan verstaan. Here, selfs dat ons goed daarvan kan onthou. En as ons vanmôre oor Vadersdag bid, dan bid ons dat hierdie woorde wat ons geleer het ook sal oorgaan van die een geslag na die ander een. Here, ons sal sommer bid vir hierdie kinders, dat hulle die stemme sal word van die vaders van hierdie land, in die geestesryk. Dat hulle sal opstaan, elkeen van hulle om u woord te verkondig. Here, dat hulle vir die volgende geslag weer kan vertel van Sem, Gam en Jafet, van Abraham en Isak en Jakob en die 12 seuns. Ons eer u daarvoor. Wil u ook vir hulle onderneem in hierdie dag en die vakansie wat voorlê, dat dit sommer vir hulle lekker sal wees. Here, en dan gaan ons harte uit na hulle wat die eerste Vadersdag vier, sonder 'n vader. Here, ons sal bid dat u vir hulle nie alleen sal los vandag nie. Dat u wat die Vader van ons Vader is, Here, dat u vandag daar sal wees by daai oomblik. Ons wil bid vir hulle wat dalk hier sit en lekker weet waaroor Vadersdag gaan nie, want hulle weet nie wie se pa nie. Here, dankie dat u in daai spasie instap vandag. Here, en dat u meer is as genoeg. Ons wil kom bid, Here, vir daai gaping in elkeen se lewe wat vandag met dit struggle. Of dalk struggle met 'n pa wat nie kan bel nie of nie wil bel nie. Here, wil u asseblief daai reconciliation kom doen op 'n spesiale manier ook vandag in Jesus se naam bid ons dit. Amen. Amen. Baie dankie, julle kinders. Ek het onlangs 'n video gekyk van John Lennox. Ek weet nie wie van julle ken vir hom nie, maar John Lennox is nou, ek dink hy's al in die 80, hy's 'n professor in wiskunde daar aan Oxford Universiteit gewees. Maar hy's 'n briljant ou om met mense te praat, amper uit 'n wetenskaplike hoek uit dat God bestaan. Hy's 'n regte, hy's 'n fenomenale man. En onder andere op 'n stadium, toe sê hy, weet baie van ons mense, as ons sommer net so losweg praat, dan sê ons vir mekaar, as ek om eendag in die hemel kom, wil ek vir die Here hierdie vraag vra, en ek wil daai vraag, ek weet ook julle op sulke gedagtes het net. En ek het toevallig daaroor gedink, en toe sê John Lennox 'n ding wat eintlik maar getrigger het waaroor vandag gaan, en toe sê hy maar, julle moet net onthou, ons is accountable aan God, nie hy aan ons nie. Ons gaan nie vir hom vra in die hemel nie, hy gaan vir ons vra. Nou, dit beteken nie ons mag die vraag vra as ons hier op aarde is nie, maar ek het toe 'n bietjie gaan kyk na watse tipe vrae is daar in die Bybel wat die Here dan vir die mens vra. So vandag gaan ons sommer so vlugtig deur die Bybel gaan oor 'n paar goede en ek wil stil staan by 'n paar van hierdie vrae. Die eerste vraag is nou sommer vroeg in die Bybel al hierso in Genesis 3. En dit is die vraag wat sê, waar God vir die mens vra, waar is jy? Where are you? En nou, vanmôre vra die Here ook vir jou, hierso by Lewende Woordvertaling, waar is jy? Ja, dis nou nie, no big deal, dan ek sit nie by die kerk, okay, maar jou gedagtes is dalk nie heeltemal hierso nie, en dis nou maar net die physical part daarvan. Dalk is jy besig met 'n budget wat nie wil klop nie, of jy is besig met 'n spyskaart vir Vadersdag, of jy dalk toevallig vergeet is Vadersdag, en jy weet nog nie hoe gaan jy oor hierdie brug kom nie, nee, daar is iets daarvan, as God vra, waar is jy vandag, dan is daar iets oor die fisiese, maar daar is ook iets oor die emosionele. Miskien sit jy vandag en jy sê vir my, Jan, ek is baie alleen. Dit is 'n tawwe dag hierdie vir my. En elke Sondag is eintlik maar 'n tawwe dag, want dit is 'n verlong dag. En ek is bang oor die toekoms, ek is bang oor wat se goed die oorlog, implikasies wat die oorlog daar het, wat jy kan klaar kry nie, en wie veg nou alweer teen wie. Miskien sê jy vandag vir my, as die Here vra, waar is jy? Dan sê jy, Here, ek sit hier en wag vir een of ander uitslag van 'n mediese toets, wat my bekommerd het. Maar die Here vra ook vandag vir jou, waar is jy geestelik? Vrydag aand kom ons 'n bietjie met die leierskap praat, net sommer oor waar trek die gemeente op die oomblik op sy geestelike pad, en waar trek ons
as individue op ons geestelike pad. Ek het nou daar 'n commitment gemaak, dat ek en Rita, as ons so vandag begin terugry, ons nou op ons agenda, waar trek ons huwelik na 40 jaar? Wat is ons besig om te doen? Is ons besig om maar net stadig aan dood te gaan? Of is ons besig om 'n nuwe kurwe te bou, te kyk wat het die Here nog vir ons in die volgende 10 jaar in gedagte? So, elkeen van ons moet soms hierdie vraag antwoord wat die Here hier vir Adam gevra het, van waar is jy, om te sê, wat doen jy nou? Here, ek wil vir julle vertel van hierdie God. As hy hierdie vraag vra, dan vra hy dit nie om jou uit te vang nie. Hy vra nie om jou in 'n hoek vas te druk, of soos hierdie kinders dalk benoud gewees het, want hulle ken nie vir Abraham of vir Isak of wie ook al nie. Hoor net bietjie wat staan hier so in Esegiel 34 vers 16, as die Here hom verklaar as jou herder, dan sê hy, ek sal die soek wat weggeraak het. Ja, amen. Ek sal die terugbring wat weggedwaal het. Ek sal die wonde versorg van die wat seer gekry het en die swakkes help. Amen. So as God vanmôre vir jou vra, where are you? Dan sê, I will search for the lost and bring back the strays and bind up the injured and strengthen the weak. En dis die God wat ons dien, Here. Dis die God wat ons nou so pas oor gesing het hier agter. En wat ons sê, how great is my God. Dis die ou wat kom en vir jou wil kom help met waar jy nou is. Maar jy kan nie van hom wegkry wat tussen die vye blare nie. Adam moes niet gekom het. En dit was taf vir hom, want hy het geweet, hy het nou droog gemaak. Nee, so, moet nie bang wees vir God nie. Want sy hart is, ek wil die wonde van jou genees vandag. Ek wil jou kom terugbring as jy afgedwaal het. Selfs as jy weggeraak het. En dit is baie interessant in die volgorde wat die Here dit eintlik hierso sê as hy homself voorstel. Hy sê nie ek begin by die swakkes help. Hy sê ek begin eers by die wat weggeraak het. Wil ek gaan haal. Julle, as die kerk vandag, dan is dit ook ons roep om te sê ons moet die wat weggeraak het, moet ons gaan haal. En die wat weggedwaal het, moet ons terugbring. En versorg die wat seer gekry het. Die kerk is 'n hospital for the sinners. Kom ons laat dit so lyk en so klink. Die tweede vraag is net in die volgende hoofstuk, en dit is nou wanneer Kain vir Abel doodslaan, dan kom die vraag van die Here af, where is your brother? Abel, waar is jou broer? Nou, ek kom maar vandag vir jou ook vra, waar is jou broer? Is dit miskien 'n fisiese broer, of miskien is dit 'n swaar, of miskien is dit 'n pa, of miskien is dit 'n, ek weet nie, 'n vriend of 'n familielid. En sê, ja, jy verstaan nie, ons kinders praat nie met mekaar van my ouers dood is en ons broer moes afhandel nie. Julle, dis nie Janie wat dit vra vandag nie. Dis 'n deep relational question as jy vra, waar is jou broer? En waar is jou suster? Dan kan jy vandag 'n moeilike oproep moet maak. Of hierdie week, jy sal dalk eers 'n bietjie met mooi gaan dink en bid. En sê, maar hoe gaan ek hierdie ding doen? Maar dis die vraag vir die Here vandag hier vir jou en sê, ek praat nie meer met my buurman nie, vandat sy hond hier verby is of sy kinders so ongeskik is, ons praat nie meer met mekaar nie. Die Bybel sê nie, daar's 'n gap vir dit nie. Gaan praat met jou God en Vader, kry moed by mekaar, ons het laas Sondag gepraat oor hou moed, en stap hierdie brug oor en gaan doen hierdie goed. Want ons het aksie nodig om dit te doen. Dalk sê jy vir my, Janie, as jy vra van waar is my broer, dan weet ek nie vanmôre waar is my kind nie. En ek dink oor hoeveel vrouens roep vir hierdie prodigals wat so verdwaal het in die verlore seuns van hierdie wêreld, en die verlore dogters. Dalk is hulle nie eens meer in hierdie land nie, ons praat nie met mekaar nie, jy ken nie jou klein kinders nie. Dit is hartseer om te sien hoe ander met hulle klein kinders omgaan, en jy voel net jy wil daai lyfie druk. Dis tawe goed hierdie hele, maar die Bybel gee vir ons 'n riglyn. Hierso Matteus 5 vers 23 staan daar, as dit jou byval dat jou broer iets teen jou het, nie jy teen hom nie, hy iets teen jou het, laat staan jou offer by die altaar gemaak wees vrede. So dis 'n opdrag vir ons. So as hierdie vraag kom, waar is jou broer, en jy voel daar's 'n onvrede, dan vra die Bybel vir jou gang en gemaak dit reg voordat jy met my wil kom praat oor allerlei goede. En Romeine 12 vers 18 is ook so 'n mooi versie wat praat oor, hy sê, vir soverre dit van julle afhang, lewe in vrede met alle mense.
Maar daar is nou so 'n bietjie iets in daai vir soverre dit van julle afhang. Net. Ons is so maklik, ons sê skyn die stof van my voete af. Ek het nou klaar met hierdie persoon. Gaan nie weer met hierdie ou praat nie. Hy het ons nog gehad. My vraag is maar net, het jy stof van jou voete gekry voordat jy wil afskik? Nee. Het jy regtig geloop? Het jy regtig gevra? In die Bybel gee vir ons 'n agterdeur hier. Dit is so. As jy alles geprobeer het, dan sê die Bybel vir soverre dit van jou afhang, lewe in vrede met alle mense. If it is possible, as far as it is depends on you, live in peace with everyone. Ek sê nou vir Paul, maar nou sien ek nie vanmôre nie. Ek het nou mooi versies in Engels uitskryf. Ek wil aangaan na die volgende vraag, en hierdie is 'n baie diep vraag, en dit is in 1 Konings 19 vers 9, waar Elia in die grot sit, en dan vra die Here vir hom, hy sê, wat maak jy hier, Elia? What are you doing here? En net die agtergrond, toe Elia kom van Tisbet af, dat Tisbet is amper soos, kom ons sê nou maar Mamre, ek weet nie, Mamre het klein plek nie. Ja, so Tisbet is bietjie kleiner as dit. Jy lees amper nooit meer van Tisbet nie, hy kom van 'n nowhere plek af, en dan gaan sê vir die koning, hoor jy so, hierdie afgoderry, kan nie so aangaan nie, en die Here gaan dit maak dat dit nie reën in die land, die Here het vir 3 jaar nie gereën nie. En netjie sal vir julle verduidelik wat gebeur as dit vir 3 jaar nie reën nie. Ons het nog nie sulke goed gehad nie, maar in elk geval, dan gaan hy, as hy klaar het gesê het, dan vlug hy na die spruitkrit toe. Julle sal onthou die kinderbybel met die kraaie van 'n kos gebring daar. Ja. Weet julle wat beteken krit? Krit beteken to be cut off, om afgesny te wees. Julle in Elia daar gesit, vir 'n lang tyd, en die kraai het van kos gebring, tot die Here gesê, nou het jy lank genoeg gesit hier, nou gaan ek die waterkraan toedraai. Nie die kraan steel nie, die waterkraan toedraai, nee. En die Here stop daar en hoekom, want hy moet aanbeweeg in sy lewe. Partykeer stop die Here 'n waterstroom en dan sê ons, Here, maar ons verstaan nie, ons het nou lekker hier gesit, en die kraaie is baie mooi op tyd elke dag met die brood en die vleis. En dan maak die Here dat die water ophou. Nou goed, as dit vir 3 jaar nie reën nie, dan verwag jy dan gaan hy krit 'n bietjie ophou, né? Maar hy was gekat af van die buitewêreld af. Hoekom? Want die Here wil aan sy karakter werk. Julle, wanneer 'n ou so alleen is en jy het 'n stryd in jou en jy's iewers in die woestyn of jy sit daar langs skrif en jy's gekat af van die wêreld af, dan moet jy jou ore begin oopmaak, jou gees is oor en sê, die Here, wat wil U vir my leer oor my karakter? Nee, dan is dit nie works through you nie, dan is dit work in you. Ja, dis 'n groot change wat 'n ou moet doen. Wat is dit wat die Here hier binnekant doen? Dan gaan hy na Sarfat toe, daar by die weduwee, en Sarfat beteken om gesmeld te word. Julle, dis, jy sit 'n stuk heater hier onder hierdie ding, sodat jou lewe 'n nuwe vorm kan aanneem. En as sulke goed in 'n ou se lewe gebeur, dan ek moet nou sê vir die Here, maar ek het eintlik nogal so 'n bietjie van my karakter gehou. Ek het gedink ek is okay bietjie, né? En dan sê die Here, wat jy toe opinionated. Here, maar ek is 'n CEO van 'n company, hoe dit duiwel kan ek moet opinionated wees. Almal sit en wag vir my om dit te sê. Ek is 'n leier in die kerk. Ek moet onmiddellik vir die ouens kan sê, met so maak en so maak. Dan sê die Here, maar weet, het jy my geraadpleeg nie? Nee, so ek wil ook vir jou sê, as jy miskien by Sarfat sit vandag, dan sê ek vir jou, daai hitte gaan nie weggaan voordat jy begin vorm change. En dis nie so maklik, jy laat jy net sê, hoor jy tik hierdie boks en die eksamen is nou verby, nou is vakansie ou nie. Jy weet die wêreld, ag die lewe van die werk is vir die. Maar van daar af is Elia Karmelberg toe. Julle, en dan vind hierdie wonderwerke plaas, waar die Here vuur stuur uit die hemel uit en die goed steek in die brand en hy maak al die Baal-profete dood. Maar dan die volgende dag, dan sê Isebel, en julle het al seker baie daai naam gehoor, dis een van die vrouens in die Bybel wat genoem word, met haar Here, dis seker van die slegtere vrouens in die Bybel. En dan sê Isebel, maar ek gaan vir jou doodmaak. En wat doen Elia? Na al hierdie wonderwerke wat hy doen, na al hierdie karakter inbou by Krit en by Sarfat, dan vlug hy die woestyn, want hy is bang vir sy lewe. En dan lê hy daar onder die besembos. Dalk lê jy vanmôre onder die besembos, maar dan bring die Here vir hom roosterkoek en hy sê eet, maar die pad is nog lank. En ek dink jy het mooi geweet, want toe hy gaan, maar in elk geval, nou vlug hy daarna Horeb toe, hier sit hy in die grot, en nou kom die Here en sê vir hom, wat maak jy hier? En nou vra die Here vir jou ook vanmôre, darling, ek in die woord, wat maak jy hier? En elkeen van ons in hierdie individuele gesprek wat ons met God moet hê oor
wat is my roeping? Wat moet ek daar by die skool nog gaan doen, of by daai netbal game, al het ek 100 games agter mekaar gespeel, of records opgestel, of wat ek al, nee, julle, ons moet daai vraag maar gereeld vra vir die Here van, wat maak ek hier? Dis nie 'n selfbejammering, want Elia trek onmiddellik weg, dit is 'n legte blame shifting, en julle ken daarin van blame shifting, niemand vat verantwoordelikheid vir onsself nie. Hy sê, nee, maar dit is nog net hy wat oorgebly het. En net so rukkie later dan, hoe saggies herinner die Here van, nee, daar 7000 ander ouens wat ook soos jy is, wat nie die knie voor Baal gebuig het. En julle, die duiwel is so goed om goede te vergroot en te vererger, veral as dit hierdie bad side is. Ek weet nie of julle ook so is, sê ek nie, maar dan onmiddellik dan begin al hierdie baie goed kom, en die duiwel vertel jou 'n klomp nonsens, en dan skrik jy jou mors dood, want hy sit ons nou, hy is nou in 'n depro daar in daai grot. Nou God se reaksie is dan natuurlik nou briljant, dan sê hy vir hom, kom bietjie uit die grot uit. Miskien sê die Here vanmôre vir jou ook, kom bietjie uit jou grot uit. Kom staan net hier. Hoekom? Want ek wil voor jou verbygaan. Julle, nou die Here het vir min ouens dit in die Bybel gesê. Vir Moses het hy nog gesê, kruip net hier weg en die skeer, jy gaan my net so van agter af, en vir Elia het hy gesê, kom staan, ek wil voor jou verbygaan. En dan die volgende oomblik kom daar 'n wind, wat die klippe uit die berge uitruk. Nou, kyk, hierdie Kaap weet ek baie nie, want hierdie week het julle nie gelieg, want dit het nie gewaai nie. Hulle sê vir my, die wind waai baie in die Kaap, maar nou goed, ek kan sien daai bome wat so skeef staan, Julle, maar hier het 'n wind gekom, wat die klippe uit die berge uitgewaai het. En nou kyk Elia, waar is die Here, en hy was nie in daai wind gewees nie. Maar die volgende oomblik toe begin die aarde bewe. Nou, ons weet, daar's 'n klomp goed, ek nog gaan kyk, hoeveel keer het die aarde regtig gebewe, of aardbewings plaasgevind, ons weet nou van die een, toe Jesus gesterwe het die aarde gebewe. Dis iets waarin God verskyn, maar God was ook toe nou nie in die aardbewing. En toe bring hy vuur, en hy net nou die dag, was hy in die vuur daar, Karmelberg, wat hy al daai spoeloffers in die brand gesteek het, en sommer die klippe en alles verbrand het. En tog God was nie in die vuur nie. En dan staan daar 'n sagte fluisterwindjie gekom. En toe het Elia gehoor. En ek weet nie, hoe is jou geduld om te wag vir die sagte fluisterwind nie? Wil jy God hê na aardbewing of vuur, soos Johannes en Jakobus wat gesê het, en daai mense hulle grief gee, en hy sê, die Here kan ons maar vuur in die hemel roep, dat hulle hier verbrand word. Dan sê die Here, not so with me, dit werk nie so met my koninkryk. So julle baie keer voel ons oor hierdie land en oor omstandighede, so dat ons sê, maar Here, bring net vuur, of bring net 'n aardbewing, wat bietjie die fondamente van die gebou kan skud, dat hier 'n paar ouens daar in 'n sloot inval, en ons wil dit asseblief net nooit weer sien nie. Julle, ek voel ook so. Maar die God van ons Bybel sê nie so. Hy is die een wat genadig is, en lankmoedig, gelukkig, want anders is ons al allemaal in daai sloot, want ons staan glad nie so dat ons skuldig vir dit nie. Maar ek wil net vir jou 'n gedig lees van 'n vrou met die naam van Sarah Trent, wat gaan oor hierdie storm, ek wil amper sê op die see. En miskien is jy vanmôre in 'n storm, maar ek wil vir jou net hierdie woorde lees, en dis 'n redelike lang gedig, jy moet mooi konsentreer. Ek dink hulle kan ons help daar agter om die gedig op te sit as jy hom reg het. Maar luister net bietjie, sy skryf hierso, sy sê, you do not learn the language of the anchor in the still waters. You admire it from the deck, trace its shape with curious hands, and speak of its strength in calm conversation, but you will never know it there. Not until the sky splits open, not until the wind begins to howl like something alive, not until the waves rise up like walls and threatening to swallow everything you thought was steady. It is in the storm, when the boat groans beneath pressure, when fear claws at your chest, when you realize how little control you truly have, that you reach out for the anchor. And suddenly, when once felt a silent, unseen weight becomes your lifeline. You feel the rope pull tight, and you hear the chain strain beneath the unseen depths. You watch as everything around you is being tossed, but you are held. Not because the storm is gentle, not because the anchor is sure. Oh, we would never praise the anchor if the waters never rage.
Right? We would never testify to its faithfulness if we had never felt the violent shaking of uncertainty. South Africa, we would never cling so desperately if we had never been brought to the edge of losing everything. But the storm, the very thing that you beg God to remove, becomes the place where you finally realize what has been holding you all along. That was never your strength, never your balance, never your ability to navigate the waves. It was always the anchor. Buried deep, unseen, unmoved, holding fast when everything else was breaking loose. So, do not despise the storm that revealed him to you. Do not curse the wind that drove you to cling tighter, because there are depths of his faithfulness that cannot be discovered in shallow, undisturbed waters. Because there are depths of his faithfulness that cannot be discovered in shallow, undisturbed waters. Some revelations are only born in the tension of the rope, in the strain of the chain, in the moment when everything else gives way, and yet you do not drift, because you are anchored. And now you know, not by theory, not by second-hand testimony, but by survival he holds. So darling, as die storm woes gaan om julle, dan hou jy die anker vas. Ons leer nie van die anker as alles goed gaan en ons weet dit. Dan dink ons is in beheer van alles. Hier is 'n anker wat vir ons stil hou. Ek wil net vanmôre oor 'n siekte praat dat ek so myself uitgedink het en sy naam is grotgriep. Dit voel vir my, dit is nou 'n, ek moet hom eintlik coin iewers of hashtag something there. Want dit voel vir my baie van ons het hierdie grotgriep. Ons sit hier in die grot soos Elia en ons is depressief oor ons omstandighede of 'n klomp goed wat besig is om te gebeur. En dan sê die Here vir ons, maar kom uit. Yes. En dan sê ek, nee, ek sit lekker hier. Ek kan hier 'n petty party gooi wat ek niks skrik nie. Ek kan praat oor wat ook al die probleme is of die dramas is wat in jou lewe en in jou gesin aan die gang is. En ek dink as jy so in die donker sit, dan sien jy nie vir God nie. God nooi jou vanmôre, kom stap uit jou grot uit. Daarin kom stap uit jou grot uit en kom staan hier en sien as hy voor jou verbygaan. Dis die God. En luister fyn, hê die geduld om te wag totdat jy sy stem hoor. En wat sê die Here vir Elia? Hy sê, hoor, jou werk is nog nie klaar nie. Ons het verlede Sondag vir mekaar gesê, het hy vir daai blinde ou gesê, het sê hulle, hou moed, staan op, hy roep jou. En daar's 'n aksie wat moet kom. En as hy vanmôre hier voor jou staan en hy kom hier voor ons verby en ons kan hom lofprys en ons sê, how great is our God, dan sê die Here vanmôre vir jou, maar hy wil vir jou wys van sy barmhartigheid. Hy wil vir jou wys van sy lankmoedigheid, van hierdie slow to anger. Hy wil vir jou wys van sy liefde en sy trou en sy faithfulness. Julle het nou so wat week of wat terug, julle 21ste verjaarsdag gevier. Dis dit nie 'n genade van die Here. Sy faithfulness is there forever, julle. En dit geld vir jou ook, maak nie saak wat omstandighede dit is. So, dis wie God is. Dis wat hy wil kom doen om ons lewens te verander. Ek het 'n kort vraagie ook vir my net hier ingegooi, dat ons ek dink 'n ander keer oor gepraat het in Markus 5 vers 30, waar die Here vir hom, maar wie het my klere geraak? Ja. Dis vir daai vrou wat so siek was en wat onrein was, en nou is hy tussen die mense deur en sy's desperate en sy raak net aan die Here se soem en sy raak gesond. En baie keer dan dink ek ons mense is nie meer desperate nie, nee, ons is so trots, ons is nie meer bereid om aan die Here se soem te raak en tussen mense weer te druk. Ek het 'n laaste vraag vir julle vanmôre, en dis 'n baie diep vraag in Matteus 16:15. Dan vra die Here Jesus vir sy disippels, en nou is dit nie vir die skade mense nie, dis sy disippels, hierdie close family wat hier binnekant sit. En dan sê hy, maar julle, lewende woord van Dawid, wie sê julle is ek? En die Here kom staan voor jou vanmôre as 'n individu, nie jou gesin nie, as 'n individu, en hy sê vir jou, maar jy, wie sê jy is ek?
Nou, julle Petrus het daar vir 'n change die regte antwoord gehad. En hy het onmiddellik gesê, U is die seun van die lewende God. En dit was die fondasie waarop die kerk gebou was, net daai belydenis wat hy gemaak het, waarop ons nog steeds vandag staan. Toe ek nou Vrydag aand met die leierskap praat, toe sê hulle, ons staan op Jesus. Dis die middelpunt van hierdie gemeente. En dit is wat ons staan op hierdie fondasie wat nog steeds vir ons gelê is, deur die dag toe Petrus dit gesê het. Al het hy 'n klomp ander stupid goed in sy lewe gesê, so kom ons bou nou 'n huis en ons bly net hier, alles is lekker. En dit is wat ons ook die partykeer in die kerk voel, ons wil net die blins wil net daar met daai mere uitgaan nie, want dit is lekker is. Maar tog roep die Here ons om uit te gaan. So die vraag is dan, al ken jy dalk die regte antwoord, maar is daai seun van die lewende God jou verlosser vandag? Nee, want as ons hier uitgaan en die bus ry oor ons, dan weet ons, maar ons sal by die Here kan uitkom. En as hy al hierdie moeilike vrae vra, dan sê ons ook maar soos daai sonnaarskool storie, julle ken dit seker goed, nee, van die juffrou wat vir die kindertjies verduidelik, weet wat het 4 beentjies en is harig en is so 'n wollerige stertjie en al sulke goed. En hy maak akkers by mekaar in die winter, toe sê dat een seentjie mos, ek weet die antwoord moet Jesus wees, maar hierdie klink soos 'n jipkoor, ken jy? En as ons daar gaan kom, en hierdie moeilike vraag gaan voor ons gevra word in die hemel, dan is die antwoord Jesus. En dan is dit nie net 'n belydenis met ons mond nie, maar dan is dit 'n daad met ons hart, dit wat ons doen. En dan is dit om te sê, Here, maar ek is 'n sondige mens. Net soos wat Petrus was. Ek kan dit sê met my hart. En dan kan U my sonde vergewe. En dan word U my persoonlike verlosser. En dan change die wêreld vir ons. Ons kom uit ons grot uit. Ons sien daai almagtigheid van die Here. En ons vat ons roeping en ons gaan doen dit wat die Here vir elkeen van ons individueel sê. Ek sluit af julle met 3 uitnodigings van die Here ook rig tot ons. So het 'n klompie vrae gevra, en daar's nog baie ander vrae wat ons nie vandag oor gepraat het nie. Maar Matteus 9 vers 28, dan kom sê hy, kom na my toe, almal wat moeg en berlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest. En dalk is dit vandag jy. Sê Jan, ek is bang vir hierdie klomp vrae wat jy nou gevra het, want party se antwoorde ken ek nie, of ek is nie so lekker op 'n lekker plek op die oomblik van my geestelike lewe nie. Maar dan kom die uitnodiging na jou toe van daai God wat gracious is en weet slow to anger, en hy sê vir jou, kom na my toe. So vandag is nie net 'n Vadersdag, maar is ook 'n dag waar die Here gemaak het. Hy sê, as jy vandag moeg is oor die lewe en oor 'n klomp goed, kom na my toe. Matteus 14 vers 29. Dan praat hy met Petrus wat in die boot sit. Nou, John Ortberg het 'n baie mooi boekie geskrywe wat sê, if you want to walk on the water, you have to get out of the boat. Okay, daar is so 'n bietjie van 'n logika oor dit ook. Maar as ons geestelik op die water wil loop, die onmoontlike, die bonatuurlike, dan moet ons baie keer bietjie uit ons bootjie uitkom. En Matteus 14:29 dan sê Petrus vir die Here, maar ek wil ook op die water loop. En wat sê die Here vir hom? Kom. So hier is vandag mense wat hier sit, wat dalk ook moet hoor, kom. Vat nou daai risiko stap. Trust my. Dat ons op die water kan begin loop, dat jy kan beleef wat dit is om God te volg en om sy disipel te wees. Sy disipels het nie geweet waar slaap hulle vanaand nie. Hulle het nie geweet wat eet hulle vir Vadersdag nie. Hulle het intendeel nie eens geweet wat is Vadersdag. Die punt is net, ons moet geloof na die Here toe gaan as hy vir ons sê kom. En dan die laaste een is dit wat ons laas Sondag oor gepraat het, was daai blinde man daar by hom opdaag. En Jesus weet ons nou hierdie ou is blind. Hy weet van elke gebed wat hierdie ou gebid het, en elke belofte wat hy vir Jesus herinner het, vir God herinner het, dat hy maak die blinde sien. Dan sê hy vir hom, wat wil julle hê moet ek vir julle doen? Nou ek wil hê met jou oë toe maak. Miskien vir die Here sê, Here, ek is vandag moeg en verlaai. Ek wil na U toe kom. Of jy gaan vir die Here sê, Here, hierdie ding wat U op my hart gedruk het, dat U sê, kom, ek wil stap. Ek wil daai eerste tree neem, al weet ek nie hoe lyk dit vorentoe nie. Want dan wil ek regtig vir jou hierso kom sê, die Here sit voor jou, op sy knieë.
En hy sê, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Kry hierdie sonde uit die pad uit, sodat ons met mekaar kan praat, soos iemand met sy vriend praat. Here, ek wil kom vra dat U nou in hierdie oomblikke van stilte net sal hoor as ons met U praat, as ons hier uit ons grotte uitkom en sien hoe U voor ons verbygaan en hoe lief ons is. Kom praat met ons. Here, U het vandag met 'n klomp emosies hier deur ons gegaan. Emosies oor ons eie pa. Miskien oor ons kinders en kleinkinders, ons tekortkominge. Here, U het vir my kom vra vandag, waar is ek? Want U bemoeienis met my vergeet. Here, U het vir my kom vra, wie is ek vir jou? Ja, maar doen alles wat U vir ons gevra het, maak ons hier. En U het hier voor ons verbygegaan en gesê, kom, volg my. Net een tree. Dan sal ek die volgende een wys. Here, U het gekom en U het ons swaar en ons laste van ons werk, ons huwelik en ons finansies en ons landse omstandighede het U kom vat vandag en gesê, my las is lig. Here, kom en kom beweeg voor hierdie gemeente verby in al U glorie. Met U barmhartigheid, of het by 'n sopkombuis is ons brood uitdeel, of voertuie skenk vir Zambië, of wat ook al ons mee besig is met mense, jeug. Here, kom wys vir ons U barmhartigheid, kom wys vir ons, Here, U langmoedigheid, U geduld met ons, waar ons nie geduld het. Kom wys vir ons, Here, U liefde en U trou, dat ons van geslag tot geslag dit met ons kinders en ons kleinkinders kan deel van die goedheid van God, van lewende woorde. We love you, Lord. We love you with all our heart. We want to say how great is our God. You are the name above all names.